Hallo, ek is Ronel Besuidenhout. Jy luister na 'n voorlesing van 'n nuwe reeks Glo soos 'n kind. Vandag se tema gaan oor die ontvoerde dogtertjie uit Israel en ek noem dit God se hoop ken geen vyande nie. Hierdie klein dogtertjie was 'n slavin in Naaman se huis en op 'n dag het sy vir sy vrou gesê: "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak." Dis aldus 2 Konings 5 vers 3. Ons fokus dikwels op Naaman se genesing in die Jordaanrivier, maar die ware wonderwerk gebeur in die kombuis van sy paleis. 'n Naamlose meisie, weggeruk uit haar land en as slaaf verkoop, kies om die lewe van haar ontvoerder te red. Haar getuienis is nie bloot 'n godsdienstige feit nie. Dit is 'n daad van radikale verset teen bitterheid. Sy het elke rede gehad om stil te bly en Naaman se melaatsheid as, en ek sit dit in aanhalings nou, God se straf te geniet. Tog kies sy om die kanaal van genade te word. Sy besit geen status of mag nie, maar sy besit 'n kennis van God wat die magtige bevelvoerder ontbreek. Haar eenvoudige sinnetjie is die rigtingaanduider vir 'n vyand om die God van Israel te leer ken. Om te glo soos 'n kind is om te weier dat jou omstandighede jou hart verhard. Dit is om te glo dat God se genesing groter is as jou pyn. Soms is die belangrikste stem in die kamer nie die een wat op die verhoog staan nie, maar die een wat in die skadu's fluister van 'n hoop wat nie kan sterf nie. En uiteindelik leer hierdie naamlose dogter ons dat die magtigste wapen teen 'n vyand nie wraak is nie, maar 'n stem wat hardnekkig aanhou hoop kan bring. Ek wil jou vra, is jy bereid om 'n instrument van genade te wees vir iemand wat dit volgens jou nie verdien nie? Ek bid ook graag saam met jou. Here, bevry my van die bitterheid wat my stem stil maak. Gee my die moed om hoop te spreek selfs wanneer ek in 'n vreemde land is. Onthou ook van ons selfstudie in die skrifgedeelte. Tot môre.